Goeiemôre graad 2's. Juffrou is hier in die klas. Ek weet of julle kan sien in die agtergrond, daar is die gordyne, en daar is die graad 1 gang hier agter ons. Dit is nog lekker vroeg in die oggend, maar voor die vir al die vergaderings het en al daai dinge moet doen, het juffrou gedink kom ek maak gou ons video vir julle en dan gaan ek dit sommer lekker vroeg vir julle stuur. Maar ek hoop dit gaan baie goed. Dit is die laaste week dat ons nuwe werkies gaan leer. Van volgende week gaan ons net hersien, seker maak dat julle al hulle werkies ken wanneer julle terugkom skool toe. So kom ons maak gou ons werkies oop. Saai goed. So ons het nou hierdie patroontjie, dis die oppatroontjie wat ons gaan doen. Ek kyk of ek dit 'n bietjie kleiner kan maak. Asa. Reg, datum is die 10de Junie 2020 en dit is Woensdag vandag en ons het ons oppatroontjie. Nou die oppatroontjie, moet julle onthou, is rond. Daar's sulke spasies tussenin, kan julle sien. Dit raak bo, dit raak onder en dit is amper soos die brandertjie patroontjie. So as jy vriende vir julle wys op die skerm, ons gaan op en dan gaan ons terug om ons maak die brandertjie toe. Maak 'n klein bakkie en ons begin weer met die branderpatroontjie. En ons gaan maak toe, maak 'n bakkie. Kom, hier is glad nie skerp punte nie en ons gaan net die patroontjie oefen vandag. Goed, so stop gou die video dan oefen julle gou vir juffrou die patroontjie op die eie. Reg, vandag gaan ons weer die plus doen. Juffrou gaan vir julle 'n videoetjie stuur oor dit ook, as jy kan hersien. Ons het dit nou al bietjie daaroor gesels, maar ons gaan vandag weer daaroor doen. Die volgende week gaan juffrou vir julle die minus wys. Maar kom ons vergeet nie eers van die minus. Wanneer ek sê 23 plus 15, dan my eerste stap is ek breek die laaste getal op. Nou wanneer ek die laaste getalletjie opbreek, is 'n 15, dan kry ek 'n 10 plus 5. Dan my tweede stap is ek plus my 10e. Kom, so wat was die 10e? Dit was 'n 10, so 23 plus 10 gee vir my 33. Derde stap is plus die 1, en wat was die 1? Die 1 was 'n 5. 33 plus 5, en dit gee vir my antwoord 38. Kom, so as jy nie verstaan, jy gaan kyk weer na die video wat jy vir gaan stuur van die opbreekmetode. Daar's net 3 stappies. Die eerste stap is, ek breek my laaste getal op, dan plus ek die 10e en dan plus ek die 1e. So dis al wat jy moet doen, en as jy sukkel, dan kan jy 100 blok ook gebruik of jou vingers. Kom, so kom ons kyk gou na die volgende blad. Reg. Hier wil juffrou nou hê met julle self probeer. Nou juffrou het van die stappe klaar gedoen. So juffrou gaan julle kwaadjie gaan klaar maak en dan gaan ons met dit saam doen. So eerstens sê 23 plus 14. Juffrou het sommer klaar die laaste getalletjie opgebreek. Die laaste getal is 14. Ek breek dit op in 'n 10 plus 4. Goed. Tweede stap het juffrou ook vir julle gedoen. Ek het daai 10e geplus. 23 plus 10 gee vir my wat? Daai getalletjie moet ek my 1 by plus en dan kry ek my antwoord. So stop gou die video, dan probeer julle gou self en dan gaan ons self my antwoordjies deur. Reg, kom ons kyk gou. 23 plus 10 gee vir my 33. 33 plus my 1, daar's my 1, dis 'n 4. 33 plus 4 gee vir my 37. Goed, ons gaan na die volgende enetjie. Volgende enetjie sê 16 plus 15. Goed, my eerste stap is, ek breek my laaste getal op. 15 is 'n 10 plus 'n 5. Dan moet julle aangaan op julle eie. My eerste stap het ek klaar gedoen, ek het al my laaste getal opgebreek. Tweede stap is, ek moet my 10e plus, derde stap is ek my 1e plus. Probeer gou op jou eie, dan kyk julle of as ons dit saam doen, of julle dit reg kon kry. Reg, 16 plus wat? 16 plus 10 gee vir my 26. Dan sê ek 26 plus my 1, wat is my 1? 5, 26 plus 5 gee vir my 31. Dat sê my antwoord is 31. Volgende enetjie sê 21 plus 12, jy het niks stappe gedoen, so nou moet jy dit self probeer.
21 plus 12, eerste stap is, ek breek my laaste getalletjie op. Wat is my laaste getalletjie? Tweede stap is ek plus my 10e. Derde stap is ek plus my 1. Probeer gou op jou eie. Reg. 21 plus my 10e is 21 plus 10. Kom ons breek gou eers op. 21 plus 12 is 10 plus 2. Goed. 21 plus 10, dis my 10e, gee vir my 31. Dan sê ek 31 plus my 1, wat is my 1? Dit is 2. So 31 plus 2 gee vir my 33. Reg, laaste enetjie wat julle moet probeer, ek hoop julle verstaan dit nou al 'n bietjie beter. 12 plus 15, eerste stap is, breek op my laaste getal. Tweede stap is, plus die 10e. Derde stap is, plus die 1. Probeer gou op jou eie, kyk of jy het kon reg kry. Reg, 12 plus wat? Ons kyk, ons breek eers ons getal op, dis my eerste stap. 15 is 10 plus 5. 12 plus 10, dis ons my 10e, gee vir my 22. 22 plus my 1, my 1 is 5. 22 plus 5 gee vir my 27. Voor ons aangaan, dink jy, ek gaan die witbord oopmaak, dat ons gaan enetjies saam doen, voordat ons aangaan. Nou, hy wil nou net oopmaakie. Ons kyk gou. Dit is weer terug in groot skerm, ons kyk gou of ons Mika oopmaak. As hy. Ok. Kom ons sê 16 plus 15. Ok. Eerste stap, ek breek my laaste getalletjie op my laaste. Dis my laaste getalletjie, dis 'n 10 plus 5, nee, dis 15. 10 plus 5. Tweede stap is ek plus my 10e. So ek sê 16 plus 10. Asai, 16 plus 10 gee vir my. Daar gaan my nie reg, ek moet probeer gou 4. Asai, 16 plus 10 gee vir my 26. Dan, wat is my laaste stap? My laaste stap is plus my 1. So 26 plus, wat is my 1? My 1 is 5, ek het 5 ene. 26 plus 5 en my antwoord is wat? Dink gou. My antwoord is 31. So is baie belangrik dat jy weet hoe om jou sommetjies te doen, jou stappe moet jy ken en jy moet kan optel. So die eerste stap altyd, as jy opbreekmetode wil doen met plus, is ek my laaste getalletjie opbreek in 10e en 1e, dan tweede stapie is ek plus my 10e, derde stapie is ek plus my 1e. Ok, so ons gaan aan met ons werkies. Ons is nou eers klaar daarmee. Goed, dit is baie blurry, juffrou vir verskoning. Wat julle moet doen is, jy moet vir Sunny Spreeu gaan lees, wat sy 1 tot 5. Julle moet onthou dat ons woordjies klaar geleer het, gister en eergister, so ons kan ons boekie begin lees. So stop gou die video, gaan lees en dan gaan ons stories skryf. Goed, ons gaan nou 'n storie skryf oor wat jy gaan doen wanneer die Grendeltydperk van die lockdown verby is. Juffrou, gaan gou hier weg. Juffrou wil hê jy moet 5, 6 of 7 sinne skryf oor wat jy gaan doen wanneer die Grendeltydperk van die lockdown verby is. Nou dan wanneer ons 'n storie skryf, dan begin ons met 'n hoofletter en ons eindig met 'n punt. En juffrou wil eers jy moet 'n bietjie dink, wat is al die verskillende goed wat jy wil doen en dan kan jy dit skryf. Onthou, wanneer ons skryf, kan ons nie die sinnetjie op dieselfde manier elke keer skryf. So jy kan nie sê, ek gaan dit doen, ek gaan daai doen, elke keer moet jy probeer om 'n sinnetjie verskillend te skryf. So wat juffrou graag wil doen, ek wil baie
see toe gaan. Ek wil baie graag al vriendinne sien. Ek sal baie graag wil gaan fliek en bietjie gaan koffie drink by 'n koffiewinkel. Ek sou baie graag vir haar ouers wil gaan kuier of haar boetie wat nie naby my bly nie. So en natuurlik wat ek baie graag nie meer wil doen nie. Ek wil nie met my masker dra nie. Juffrou sê mal daaroor, juffrou weet ons moet dit dra want dit beskerm ons, maar dis alles wat ek graag gaan doen of wil doen wanneer die grendeltydperk of lockdown verby is. Dan wil juffrou nie meer haar masker dra nie. Jy kan nie wag nie. Dit is een van die goed wat juffrou die meeste na uitsien. So miskien wil jy by sport speel, jy wil by jou maatjies kuier, jy wil miskien op jou hande so baie saniteer, want juffrou se hande is al so droog van al die hande was en saniteer. So dink 'n bietjie, wat mis jy die meeste en wat gaan jy doen? Dan skryf jy vir juffrou 5, 6 of 7 sinne, jy kan besluit daaroor, dan teken jy vir my 'n prentjie ook. As jy gaan teruggaan na die werkie toe, dan kan jy die video stop en dan skryf jy vir my 'n storie. Reg, juffrou, wil jy moet vir my 'n bietjie die storie stuur? Vra vir mamma vir my 'n foto daarvan te stuur. Ek sou baie graag wil sien wat julle gaan doen. Ek kan vir julle vertel wat ek gaan doen. Ek sal baie graag wil hoor wat julle gaan doen wanneer die grendeltyd eers verby is. Reg, so ons gaan 'n bietjie Engels doen. So we gaan 'n bietjie Engels praat en Afrikaans. Right. So I want you to go and read level 5, reader 1, and the story is 6 in the Sun. We already studied the words, so I just want you to go do the story for me this week, and next week teacher will send you a new story. Okay, so go study that story, go read it, ask mommy or daddy or someone. Dan gaan die klok vir die graad 7, so hulle gaan na klas toe gaan. Jy weet of julle kon hoor nie, want die klok het dan net gelei, en van die dae as julle ook terug by die skool gaan julle al weer hoor. Maar jy wil eers jy moet gaan jou Engelse boekie gaan lees, en dan gaan ons aangaan met phonics. Right, we are doing the at words. Let's read the words. Nut, but, gut, hut, cut. Let's read one more time. Nut, but, gut, hut, and cut. Right. Let's make sentences with the words. Quickly think if you know what each word means. Nut. The little squirrel loves to eat a nut. A nut is natuurlijk een neut in Afrikaans. But I am hungry, but I don't have any food to eat. So dit beteken maar, ek is honger, maar ek het niks kos nie. Gut, dit is jou maagarea. Hut, I live in a hut. Dit is 'n hut en die spelling dieselfde. Cut, I cut a piece of paper. Dit beteken sny. I cut, ek sny. Now I want you to draw me some pictures next to the words, and I want you to write a sentence with cut and with nut, and then we're almost done with our work. Right. Vadersdag. Dit is amper tyd vir Vadersdag. Ek dink dit is nog so 2 weke. Juffrou gaan nog vir julle lekker kuns stuur wat julle kan doen vir pappa vir Vadersdag. Maar Vadersdag is wanneer ons pappas vier. Hulle is ons baie spesiaal en ons is baie lief vir hulle. En wanneer ons Vadersdag vier, kan ons ook ons oupas vier, want hulle is ook 'n pappa. Ons kan miskien dink aan Jesus, want hy is ons hemelse pappa. God is ons hemelse pappa. As jy miskien nie 'n pappa by die huis het nie, en baie kere is daar maatjies wie se pappa miskien nie meer by hulle woon nie, of hulle ken miskien nie hulle pappa nie, en dan is hulle mamma sommer 'n supermamma, want dan is sy 'n mamma en 'n pappa. So jy weet daar's verskillende omstandighede by die huis, van ons is baie gelukkig, ons het 'n mamma en 'n pappa, miskien 'n ouma en 'n oupa ook. Van ons het miskien net 'n mamma of net 'n pappa, miskien bly ons by ouma of oupa, want almal se huise lyk verskillend, en daar's altyd iemand wat die rol van pappa speel by die huis.
En op daai dag vir ons vir daai persoon vier en ons vir hulle dankie sê, hulle so mooi na ons kyk en dat ons baie lief is vir hulle. So juffrou wil hê jy moet vir my, as jy 'n pappa by die huis het, of miskien oupa, dan wil juffrou hê, julle moet vir my 'n prentjie teken van hulle waar julle saam is, nadat julle hierdie 2 sinnetjies vir my gelees het. Kom ons kyk. Dan, laaste werkie is kuns. Juffrou gaan vir julle 'n prentjie stuur van 'n slak. Wat ek wil hê julle moet doen is binne in die slak se skulp moet julle vir my of 'n patroon teken of 'n patroon skeer en plak. So julle kan verskillende patrone maak as julle wil. Julle kan 'n reënboogpatroon maak, julle kan 'n hasie springpatroon maak, 'n brandertjie patroon, net soos julle wil. Julle kan dit inkleur, julle kan dit versier, want dit gaan 'n fantasie skulp wees. Dit gaan nie van die slak, dit gaan nie 'n regte skulp wees, maar 'n regte slak se skulp is maar bruin of grys. Hierdie een gaan kleurvol wees en vol patrone. En as jy dan klaar is, wil jy moet jy 'n bietjie springtou gaan spring as jy een by die huis het. En dan, as jy nou op baie mooi kan springtou spring, met 2 voetjies en met 1 voetjie, maak dit moeiliker. Staan op 1 beentjie, spring agteruit, spring met jou oogies toe miskien, maar onthou, ons spring altyd buite, ons spring nooit binne in die huis nie. En maak seker dat jy, as jy dit gaan moeiliker maak, dat daar waar jy spring, as jy sou val, dat jy nie sal seer kry nie. So jy sal voorstel dat jy spring, as jy dit moeiliker gaan maak, gaan spring iewers soos waar daar gras is, sodat as jy val, dan kry jy nie so seer nie. Reg, juffrou hoop dat julle het hierdie werkie baie geniet. Juffrou gaan gou vinnig hier uitgaan. Juffrou gaan vir julle die prentjie van die slak stuur vir mamma op WhatsApp, dan kan sy vir julle dit print, en dan kan julle lekker kuns doen later. Juffrou hoop dat julle dit geniet het om die klas te sien. Juffrou sê, daar gaan die klok alweer. Juffrou het al foto van mamma gesien van hoe die klas nou lyk. Die klas lyk nou heeltemal anderste. Ons moet die banke skerm seker te maak, ons sit nie nou by mekaar nie. Maar juffrou sien baie uit om weer vir julle te sien en om weer vir julle in die klas te hê. Dit het nou amper gevoel soos 'n normale dag in die klas, want ek sit nou hier en ek praat met julle, nou hoor ek nog net vir julle by my. Julle moet baie mooi bly graad 2 wees, jy moet lekker rus die naweek, juffrou gesels weer met julle. Tata graad 2 wees.